Verlede Sondag het ons tot aan die einde van Romeine 6 gekom. Daar was vir ons soveel bemoediging in hoofstuk 6. Dink byvoorbeeld aan Romeine 6 vers 3 en 4, waar Paulus skryf, of weet julle nie, of besef julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat ons, net soos Christus, deur die heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, ook so, net soos Jesus, 'n nuwe lewe kan wandel. Hy verwys hier na die doop, en dit wat die doop simboliseer, en wat die doop dan vir elke gelowige geboorte beteken. Die sterwe aan die self, maar dan die opstaan in die nuwe lewe. En dan verder in vers 6 het hy gesê, ons weet tog dat ons ou mens saam met hom, Jesus Christus, gekruisig is, sodat die sondige bestaan beëindig kon word. Die sondige bestaan beëindig kon word, en ons nie langer slawe van die sonde sou wees nie. Dan voeg hy in vers 14 by, julle is nie nou langer onder die wet nie, maar onder die genade. So geliefdes, as ons net na daardie verse kyk, dan is dit duidelik, maar ook uit die vorige lering, uit hierdie brief, dat daar 'n spanning in die Christense lewe bestaan, 'n spanning tussen sonde, want ons word deur sonde omring, ons het die sonde in onsself nog, alhoewel ons vry is daarvan, lewe ons nog in stryd daarmee, omdat ons nog in hierdie liggame is. So, ons het die sonde aan die een kant, God se wet aan die ander kant, wat vir ons die spieël is om vir ons die sonde te wys, en dan oor dit alles, God se genade. Sonde, die wet en God se genade. En dan wanneer ons na Paulus se lering vanaf hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 7 kyk, dan sien ons dat hierdie spanning reg deur die hele lyn, dwars deur hierdie brief loop, net soos wat dit 'n lyn is wat dwars deur die gelowige se lewe loop. Dwars deur die gelowige se lewe. En dan ook in besonder omdat God deur sy Heilige Gees en sy woord die gelowige se gewete aktiveer. En die gelowige se gewete is voortdurend aktief om vir hom te sê, maar wat sê die woord? Is dit wat die woord van jou vra? Is dit wat die Here van jou vra? So daar is die spanning voortdurend. En in hierdie hoofstuk wil Paulus vir ons duidelik wys waar ons presies ten opsigte van die sonde en die wet staan. Maar kom ons kyk eers na die groter prentjie. So hierdie spanning tussen die sonde, God se wet en God se genade was dus 'n kwessie vanaf die bestaan, die ontstaan van die kerk. En onthou nou, Paulus skryf hierdie brief aan die gemeente in Rome, wat uit Jode en nie-Jode bestaan het, ek bedoel gelowiges, gelowige Jode, gelowige nie-Jode. En as ons na die Joodse gelowiges kyk, ons weet en verstaan altyd in hierdie tyd, dat hulle het 'n diep eerbied vir die wet van God of die wet van Moses, soos wat hulle daarna verwys het, gehad uit hulle agtergrond as Jode. Hulle hele volk wees, hulle hele Jood wees, hulle hele mens wees, was in die wet van Moses of in God se wet gewortel. Vanaf Sinaï, daar waar die wet gegee was, tot en met die laaste verse van die Ou Testament in Maleagi. Onthou, wat was God se laaste woorde aan die Jode, die laaste beroep op die Jode in die Ou Testament in Maleagi 4 vers 4. En daar kom dit.
Wat was sy woord? Onthou die wet van Moses. Onthou die wet van Moses. My knegt, wat ek hom beveel het op Horeb, vir daardie piek van Sinai, vir die hele Israel. Wat ek hom beveel het op Horeb vir die hele Israel. Daardie insettinge en verordeninge. Onthou dit, Israel. En dan weet ons, na Maleagi, 400 jaar van stilte, voordat God weer bemoeienis op 'n spesifieke manier met nie net Israel hierdie keer maak nie, maar met die mens maak, wanneer hy Jesus as die verlosser stuur. Die laaste woorde, onthou die wet. Israel, my volk, onthou die wet. 400 jaar van stilte. En dan, God word mens, Jesus word gebore, en God spreek op 'n manier tot Israel en tot die mensdom op 'n manier wat nog nooit voorheen ooit beleef was nie, of eers kon bedink word nie. Israel, ons verstaan dus, Israel het die wet van God baie hoog geag. Elke een van die 3 dele van die wet soos wat God het gegee het, bestaan uit 3 dele. Die seremoniële deel, die deel wat al spesifiek op die volk of op sosiaal van toepassing is, en dan moreel. Dit was dus vir die Jode 'n ondeelbare geheel, wat volledig onderhou moes word. Met watter doel? Sodat hulle heilig kon wees. Ek praat nou van die Jode in die algemeen. Dit was aan Israel so bedoel. En die rabbies het die wet, ongelukkig, het die rabbies dit beet gekry, en hulle dit in 613 klein dele afgebreek, of gebooie wat hulle dit genoem het, in 'n juk wat Handelinge 15 vers 10 vir ons duidelik sê, 'n juk wat onmoontlik was om te dra. Hulle het dit as dit ware onmoontlik gemaak vir die volk om die wet te gehoorsaam. Hulle het gedink, kom ons bring die wet af na die mense toe. En ons verklaar elke wet in klein deeltjies, en doen dit. 613 van daardie dinge wat gedoen moet word, en hulle het gedink, daardeur maak ons die wet haalbaar. Maar wat hulle gedoen het was, om 'n onmoontlike juk op die volk te plaas, soos Handelinge 15 vers 10 dit stel. En dan gedagtig dan ook dat, toe die wet gegee is, en by die tweede gee van die wet spesifiek, met andere in Deuteronomium, onthou die eerste wet, die eerste kliptafels van die wet het Moses te pletter gegooi, toe hy sien hoe die sonde van die volk, toe hy by die berg afgekom het, sodat God weer 'n tweede keer die wet gegee het. En dit word in Deuteronomium gegee. Deuteronomium 27 vers 26 het God verklaar, dat enigeen wat nie alles onderhou nie, elke deel van die wet onderhou nie, vervloek is. Vervloek is. Daarom het die Jode dan met ywer aan die wet vasgeklou. Maar die probleem is juis hierso. Hier lê die probleem. Hulle het op uiterlike nakoming van die wet staat gemaak. En dit was nie 'n nakoming uit die hart uit nie. Was nie 'n hartsnakoming nie. En dit is presies die verskil tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. Nie dat God hulle aangemoedig het om dit so te doen nie, maar God het vir hulle gesê, hier is die wet. Probeer, doen julle bes. Klou vas aan elkene. Moenie sommiges maar net weggooi nie, want dit is wat die mens geneig is om te doen. Maar klou vas aan die wet, sodat julle een ding kan besef, en dit is dat julle 'n redder nodig het. 'n Messias, soos wat hulle genoem het. 'n Messias wat sou kom om hulle te red.
Waarvan? Van die wet. Van die wet. Die wet is die spieël wat vir hulle sê, kyk daarin, sien hoe onvolmaak is jy, kyk hoe sondig is jy. Besef dat jy 'n Messias nodig het, 'n redder nodig het. Die Messias wat God aan Israel beloof het, die Messias uit die geslag van Dawid. En God het hom toegestuur. In die volheid van die tyd het God toe Jesus gestuur om juis met die probleem van die hart te deel. En teen daardie tyd moes Israel al ten volle volkome besef het, ons kan nie die wet nakom nie. Ons kan nie die wet nakom nie. Maar ons het 'n Messias wat gaan kom om ons te bevry. Paulus was self 'n fariseer en nou bedoel ek dit nie in die negatiewe sin, soos wat dit in ons spreekwoord gekom het om te bly nie, wanneer ons vandag na iemand verwys as 'n fariseer, bedoel ons iemand wat aan die uiterlike goed is, maar innerlik is hy vrot. Maar die fariseërs in Paulus se tyd, die ware fariseërs, of die oorspronklike tyd, nie eers Paulus se tyd nie, soos dit oorspronklik was, die fariseërs die mense wat die wet aangehang het en hulle bes gedoen het om die wet na te volg. Dit was dus 'n positiewe ding om 'n fariseer te wees, want jy was een wat daarop ingestel was om die wet na te kom. Paulus was 'n fariseer, hy het aan die fariseërs behoort, as jy wil aan die fariseerklub, die beweging, hoe jy dit ook al wil noem. Die bond van fariseërs, maak nie saak hoe jy dit sien nie, maar hy was in daardie sin positief, omdat hy absoluut toegewyd was om die wet na te kom. Maar juist daarom het hy dan ook so toegewyd geraak om die kerk te vervolg. Want die kerk was juist dan vir hom die mense wat die wet op sy gegooi het. Dis hoekom hy so toegewyd was in sy vervolging van die kerk. Maar Paulus dan, self 'n fariseer, bevestig in Galasiërs 3 vers 10, dat almal wat op die werke van die wet staat maak. Maar nou, onthou, Paulus was 'n fariseer op daai stadium. In die tyd wat hy Galasiërs 3 vers 10 skryf, is hy nie meer die fariseer wat hy was nie. Is hy bevry van sy fariseïsme in daardie opsig. En hy sê in Galasiërs 3 vers 10, dat almal wat op die werke van die wet staat maak, op die werke van die wet, onder 'n vloek is. Omdat, wat is die rede? Niemand die wet volkome kan onderhou nie. Niemand kan die wet volkome onderhou nie. Daar was net een wat dit nog ooit gedoen het. En dit is dit wat hom gekwalifiseer het om in ons plek aan die kruis te sterf. Jesus, die enigste een wat die wet kon onderhou. Jakobus 2 vers 10 beklemtoon dit dan ook, en dis wat hulle moes besef, en ons moet besef, dat as ons op wetvolbringing staat maak, dat ons die wet nakom, maar ons val in een puntjie, dan is dit om die hele wet te verbreek. So dis een ding waarop 'n gelowige nooit staat maak nie. Dis om die wet te volbring, die wet volkome na te kom. En daarom is dit belangrik dat ons moet verstaan, nou waar staan ons dan ten opsigte van die wet? Maar kom ons gaan eers terug na die Jode. Die Jode het dus in een punt geheel en al gefaal, en dit was om te besef dat die wet wat God gegee het, nie 'n weg was tot redding nie, maar om die mens se sonde te openbaar en hom na geloof in die Messias wat sou kom te dryf. Die Ou Testamentiese gelowiges het geloof gehad. Geloof in die Messias wat sou kom. Hulle geloof was dus vooruit in die kruis en in Jesus Christus. Hulle het vooruit gekyk. Ons het die voorreg om terug te kyk en te sien, dit het gebeur.
Vir ons is dit 'n werklikheid, vir hulle was dit die hoop van die Messias. En op grond van die feit dat Israel dit verkeerd verstaan het hulle die pad van werke of geregtigheid deur werke gekies. En daarom het die wet vir hulle 'n stelsel van vloek en skuld en gebondenheid aan die sonde geword. En dit was dan 'n deel van die doel van Paulus om hierdie brief te skryf, om die Joodse gelowiges se beskouing en verstaan van die wet reg te kry, om te sê, maar so moet julle die wet verstaan, met ander woorde ook vir ons dan, om hulle uit die put van oordeel deur die wet op te lig, uit te kry, en hulle die regte verstaan te gee. En dit weet ons, en ons het dit gesien vanaf hoofstuk 1 van hierdie brief aan die Romeine, het hy dit gedoen. En kom ons kyk vinnig daarna. In Romeine 3 tot 8 gee hy 'n omvattende raamwerk van wat die wet kan doen en wat die wet wel dan doen. En kom ons kyk eerstens in Romeine 3 tot 5, ek gee net vinnige opsomming. In Romeine 3 tot 5 wys hy vir ons wat die wet nie vir ons kan doen nie. Wat die wet nie vir ons kan doen nie. Dit hoor ons in Romeine 3 tot 5, dit kan ons nie red nie. Die wet kan ons nie red nie. In Romeine 6 het ons gesien wat die wet nie met ons kan doen nie. Wat die wet nie met ons kan doen nie, dit kan ons ook nie heilig maak nie. Die wet kan ons nie heilig maak nie. En dan in Romeine 7 wat ons nou by kom, verduidelik hy wat die wet nie aan ons kan doen nie. Wat die wet nie aan ons kan doen nie. Eerstens, wat die wet nie vir ons kan doen nie, wat die wet nie met ons kan doen nie, en wat die wet nie aan ons kan doen nie. Hier is dit nou Romeine 7. In Christus kan die wet ons nie veroordeel nie. So kyk na die groter boodskap. In alles wat Paulus geskryf het, bly die wet daardie goue draad wat deur sy boodskap lei. En dan die tweede deel van Romeine 7, kom ons dan ook by wat die wet nie in ons kan doen nie. Dit kan ons nie van die sonde verlos nie. Dit kan ons nie van die sonde verlos nie. En dit is dan sy doelstelling met hierdie brief dus. En besonder dan hierdie hoofstuk 7, maar wil hy seker maak dat die gelowiges die oorgang verstaan van die wet se veroordelende gesag, die veroordeel van die wet, na die genade van die bevrydende krag in Christus Jesus. Van die veroordelende krag van die wet na die genadige krag van Christus. En aan die einde van hoofstuk 7 gaan hy dan onmiddellik oor na hoofstuk 8 en eintlik logies gesproke moes die eerste 4 verse van hoofstuk 8 ook by hoofstuk 7 gekom het. Maar ons lees dan in hoofstuk 8 vers 1 tot sê heel aan die einde van hoofstuk 7, wanneer hy dan nou sê, nou dat ek hierdie vir julle geleer het, sê hy in hoofstuk 8 vers 1, daar is dus nou geen veroordeling. Daar is dus nou geen veroordeling op grond van die wet vir die wat in Christus Jesus is nie. Nadat ek nou al hierdie dinge vir julle in hoofstuk 7 geleer het, sê Paulus, kom ons by hierdie gevolgtrekking. Verstaan julle dit? Daar's geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En dan spring ons na die einde van hoofstuk 8, daar die wonderlike deel, we gaan net 2 verse daar, verse 33 en 34, eindig hy dan hier met die verdere versekering, dan vra hy die vraag, wie sal die beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? Wie kan julle, as God julle gered het in Christus, wie kan julle veroordeel? Wie kan julle beskuldig? In die eerste plek, wie kan julle beskuldig? En dan in die volgende deel, God is dit wat regverdig maak, so niemand kan julle beskuldig nie.
En vers 34, wie kan julle veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, ook opgewek is, wat ook aan die regter van God is, wat ook vir ons intree. Met ander woorde, die redding in Christus is volkome voltrek, verstaan. Niemand kan julle beskuldig nie, niemand kan julle veroordeel wanneer julle in Christus is nie. Verstaan dit. Nou dit bring ons nou by ons teks in Romeine 7. En ek kan dit lees soos wat ook op die bulletin verskyn. Romeine 7 vers 1 tot 6. Of weet julle nie, broeders, want ek spreek met mense wat die wet ken, dat die wet oor die mens heers solank as hy lewe nie. Nou verstaan julle, wanneer hy nou hier praat hy van sy broers in die Joodse volk. Die Joodse gelowiges met ander woorde daar. Ook, want hierdie boodskap is in die besonder dan tot hulle gerig. Nie net tot hulle nie, maar in die besondere. Verstaan julle, Jode, dat die wet oor die mens heers solank as hy lewe nie. Jy gaan altyd hierdie tweestryd hê. Die wet heers oor jou net soos wat jy in hierdie lewe met die sonde is. Tweedens, en nou gebruik hy 2 illustrasies also. Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde. Maar as die man sterwe, is sy ontslaaf van die wet van die man. Nou hierdie, wat ek dadelik sê, is nie enigstens 'n illustrasie of 'n toepassing of 'n lering wat gebruik moet word vir huweliksvoorligting nie, of wat oor daardie, hy gebruik dit as 'n spesifieke illustrasie van die gebondenheid van die mens aan die wet, en ek gaan dit nou verduidelik. Derdens, vers 3, daarom dan, as sy 'n ander man sin word terwyl 'n man lewe, sal sy 'n egbreekster genoem word. Maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie 'n egbreekster is as sy 'n ander man sin word nie. So my broeders, dis die een illustrasie, so my broeders, is julle dan ook ten opsigte aan die wet dood deur die liggaam van Christus, om aan 'n ander te behoort, naamlik aan hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra. Hy sê, onthou, julle is ook ten opsigte van die wet dood. Julle is dood. Julle is in julle liggame gestorwe. Dis wat hy eintlik hier sê. Julle is ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus, om aan 'n ander te behoort, naamlik aan hom wat uit die dode opgewek is, wat die dood oorwin het met ander woorde, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra. Vers 5. Want toe ons in die vlees was, het die sondige hartstogte wat deur die wet kom in ons lede gewerk om vir die dood vrugte te dra. Maar dit wat jy in die vlees doen, dra vrugte vir die vlees. Die werke wat jy doen in die vlees en nie in die gees nie, is maar net werke van die vlees. Dit is hoegenaamd nie tot God se verheerliking nie. Vers 6, maar nou is ons ontslaaf van die wet waardeur ons gebonde was, aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die gees en nie in die oudheid van die letter nie. Nie in die oudheid van die wet nie, in die nuutheid van die gees. Nou goed, hierdie is nou typies weer Paulus en sy skrywe, sy manier van skrywe, en soos wat ek nou al gesê het, Paulus se Afrikaans is nie altyd 100% verstaanbaar nie. Maar ons kan dit wel verstaan wanneer ons na die Grieks toe gaan en ons kry daaruit die Grieks die oorspronklike dan wat hy wel bedoel. So nadat Paulus nou in die eerste 6 hoofstukke baie duidelik gewys het dat ons deur die geloof geregverdig word en dat ons bevry is van die heerskappy van die sonde, bevry is, bring hy ons by die kernvraag wat elke mens het. As ons dan nou nie onder die wet is nie. Nie onder die wet nie. Wat is ons verhouding met die wet dan? Hoe moet ons nou die wet verstaan? Want
Die Bybel praat voortdurend, ook die Nuwe Testament praat voortdurend van die wet. Wat is die wet dan vir ons? En ons moet verstaan, Paulus sy antwoord is van groot betekenis. Hy sê nie, ons moet die wet afskaf nie, of weggooi nie, of ignoreer nie. Hy wys eerder wat die wet nie kan doen nie, en hy wys vir ons wat die wet wel in ons kan doen, en wat ons nou gesien het. So die wet kan die spieël wees. Die wet kan die sonde vir ons uitwys. Maar dit kan nie ons redding bewerkstellig of ons harte verander nie. Die wet kan nie redding bring nie. Die wet kan nie ons harte verander nie. En dan wys Paulus ook hoe die gelowige se verhouding met die wet verander het op grond van een rede alleen, en dit is omdat ons in Christus is, ons verhouding met Christus het die verandering gebring. Deur Christus se dood en opstanding is die gelowige nie meer onder die heerskappy van die wet nie. Die wet kan sonde uitwys, kan ons nie veroordeel nie, want Christus het die volle eis van die wet vervul. Soos wat ons nou gesien het. So die gelowige behoort nou aan Christus en leef in die nuwe werklikheid van God se genade. Nie meer onder die wet nie, onder die genade. En dan hierdie teksdeel vanoggend, Romeine 7 vers 1 tot 6 verduidelik dan vir ons hoe ons vrygemaak is van veroordeling. Vrygemaak van veroordeling en verbind met Christus. En hy begin dit dan deur die illustrasie van die twee voorbeelde. Die eerste voorbeeld is dan, die wet het gesag alleenlik oor die lewendes. Nou, dink nou mooi wat sê ek. Die wet het gesag alleenlik oor die lewendes. Solank as wat jy lewe, is jy in 'n sekere sin onder die wet. Want die wet is dit wat gebruik gaan word om jou te oordeel. Die wet is dit wat gebruik gaan word om jou te oordeel. Maar, as jy in Christus is, het Christus die wet volbring en stap jy onder die wet deur die ewigheid in saam met God in Christus. As jy nie in Christus is nie, is jy onder die wet. En daardie wet is dan waar volgens jou hele lewe beoordeel word. Verstaan julle dit? Weet julle nie, broeders, want ek spreek met mense wat die wet ken, die Jode, dat die wet oor die mens heers solank as hy lewe, nie? En dan, dis die punt wat hy maak. Solank as wat jy lewe, gaan jy onder die wet wees. Met die uitsondering, behalwe as jy in Christus is. Maar die oomblik wat jy sterf, hou die wet se gesag oor daardie persoon op, en ek sê dit in 'n gekwalifiseerde sin. Die oomblik wat jy sterf, het die wet nie meer gesag oor jou liggaam nie. Geen dooie mens kan vervolg word vir sy oortreding van die wet nie. Die dooie mens nie. En dit is die eenvoudige beginsel waarmee Paulus sy argument bou. Beginsel wat hy dan toepas op ons verhouding met die wet in Christus. En dit gaan hy nou verduidelik. Maar hier is die eerste voorbeeld. Jy is onder die wet solank as wat jy leef, maar die oomblik as jy sterf, is die wet nie meer die een wat jou gaan oordeel, of wat jy gaan vervolg nie. Dit is wel die een wat jou gaan oordeel, wanneer God dit vir jou voorhou, en sê, hoe het jy gelewe? Vir die een wat nie in Christus is nie. Die tweede voorbeeld, en dit is eintlik dieselfde voorbeeld, maar hy noem nog 'n voorbeeld net om vir hulle te verduidelik. Waar hy nou dan praat van want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde. Nou, met andere wat hy sê, die lewende getroude vrou is aan die wet deur die lewende getroude man gebonde, die twee wat gebeur. Maar as die man sterwe, is sy ontslae van die wet van die man, dan is sy nie meer aan hom verbonde nie. Dan is sy vry om weer te trou. Maar solank as wat hy lewe, bly sy in hom.
Sy word dus nooit vry van hom nie. En hy gebruik dus die huwelik as 'n voorbeeld, 'n eenvoudige voorbeeld, om vir hulle te wys dat die dood 'n drastiese verandering in die huwelikstatus bring. Uiteraard, ons verstaan dit. Solank as die man leef, is die vrou deur die huwelikstaat aan hom verbind, en andersom, die man ook aan die vrou. Maar wanneer die eggenoot sterf, is daar die huwelikswet nie meer van krag nie. Maar solank as wat hy die eggenoot lewe, is jy wettiglik en in God se oë sy eggenoot. Die dood beëindig dus die wetlike band wat daar was, die dood. Die jurisdiksie van die huwelikswet eindig dan by die dood. So hierdie twee beginsels wat Paulus toepas is dan op ons verhouding met die wet. Die gelowige het gesterf vir die veroordelende gesag van die wet. As hy dood is, het die wet nie meer gesag oor hom nie. Hy is uiteraard dood, die wet kan niks verder aan hom doen nie. Die wet het geen invloed op hom meer nie. En die wet het nie meer die reg om die gelowige te veroordeel nie. In daardie opsig dat hy is dood, hy kan niks meer doen nie. Want die gelowige is nou in Christus Jesus. Die gelowige dus is dan die ene wat vry is van die wet. Die dood, Christus se dood en ons dood saam met hom, bring ons dus in 'n nuwe verhouding met God. Nie meer onder die wet se veroordeling of die wet se invloed selfs nie, maar onder Christus se genade. Nou goed, dis wat hy nou verduidelik. As 'n gelowige, 'n lewende gelowige, ek wil dit so kwalifiseer, het ons nog met die wet te doen in die opsig, dat die wet nog steeds 'n spieël is om na ons lewens te kyk. Want ons gewetens word deur God se wet geaktiveer. Alhoewel ons nooit deur die wet beoordeel sal word in terme van ons lewe nie, want daardie beoordeling wat God dan doen, stel ons vry van die wet wat gegee is, sodat ons alleenlik deur die genade by hom kan wees. Maar nou kom ons by vers 4, en hier kom Paulus met die toepassing. Julle is dan net so ten opsigte van die wet dood in die liggaam van Christus. Wat sê hy hier? Op dieselfde manier as wat die vrou se man gesterf het, of ons kan dit omdraai, die vrou of die man se vrou gesterf het, die eggenoot gesterf het, op dieselfde manier, of dan soos wat 'n mens sterf en sy liggaam nou dood is, op dieselfde manier is julle ook ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus. As gelowiges is julle ten opsigte van die wet dood. Hoekom? Op aan 'n ander te behoort, of dan sodat julle aan Christus kan behoort, aan hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons vir God vrugte kan dra. Verstaan julle? Ons is nou dood vir die wet, maar lewend in Christus, sodat ons vir Christus kan lewe. En vir hom vrugte kan dra. Maar 'n lewe van heiligmaking kan volg. En dit is die hart van Paulus se hele argument hier. Dit beteken dat ons deur ons eenheid met Christus deel kry aan sy dood, maar ook aan sy lewe. Daarom word daar na ons dan ook verwys as die wat die ewige lewe het. Die wat deelagtig is in die ewige lewe, omdat ons dood is aan die wet, maar in Christus lewend, en ons het die ewige lewe. Daarom is dit dan die vraag wat ons vir mense vra as ons by hulle kom, het jy die ewige lewe? Weet jy waarheen is jy op pad wanneer jy die oomblik wanneer jy sterf? Gaan jy deur die wet beoordeel word, of gaan jy onder die genade in die hemel ingaan? En nou, hy wil hê dat ons moet verstaan dat ons deur ons eenheid met Christus deel het aan sy dood en aan sy lewe. Want dis wat Romeine 6 vir ons gesê het. Ons het saam met Christus gesterf
En Paulus bou nou daarop voor. Die wet kon ons nie red nie, net ons sonde wys, maar omdat Christus die straf van die wet in ons plek gedra het, het die wet nie meer die reg om ons te veroordeel nie. Dit is soos daardie liggaam wat gesterf het, die wet het nie meer die reg om daardie liggaam te beoordeel nie. Dit is waarop het neerkom. Ons het gesterf aan die wet. Ons verhouding met God rus dus op Christus en nie op die wet nie. En dis hoekom dit so jammerenswaardig is dat daar mense is wat die wet nakoming sien as die manier tot, of die wyse tot redding, dat hulle deur die wet na te kom, tot redding kan kom. En dis die Jode nommer 1, dis hulle nommer 1, maar ook selfs in baie Christelike kerke het die valslering ingekom, wat sê, deur die wet te onderhou, kan jy jou saligheid beerwe, kan jy gered word. En dan is hulle ook soos die Fariseërs uiteraard net gefokus op die uiterlike, hoe jy uiterlik die wet nakom. Wat in die hart aangaan is nie die belangrike nie. Of Christus in die hart is nie die belangrike vir hulle nie. Hoe lewe jy as onder die wet? Maar hulle vergeet, dis daar die een ding wat Paulus so duidelik vir ons ook gestel het, en wat dan ook die hele hart van die gereformeerde leer is, Efesiërs 2 vers 8, wat een van die verse is wat die gelowige elke dag moet lees, wanneer Paulus skryf, want uit genade is julle gered, deur die geloof, nie uit julle self nie. Hoekom nie? Want julle is dood vir die wet, want dit was 'n geskenk, gawe van God. Dit was die gawe van God. Jy het nie geloof gekry omdat jy die wet nagekom het nie. Dit was die geskenk van God. God het vir ons die geskenk van redding gegee. Ons het niks gedoen om dit te verdien nie. Ons eie prestasies of ons nakoming van die wet het ons nie laat kwalifiseer nie, maar ons kon dit in elk geval nie doen nie. En ons het geen prestasie wat ons voor hom kan roem nie. Ons het daardie geskenk wat God vir ons gegee het, met oop hande, leë hande ontvang. Daar was nie 'n ruiltransaksie nie. Daar was nie 'n bargaining nie. Dit was met oop hande, leë hande, sodat ons daardie geskenk kon ontvang. 'n Bevrydende waarheid hierdie, geliefdes, as ons maar hierdie sal verstaan. Dis 'n bevrydende waarheid. Ons het niks van onsself nie. Want ons staan nie meer onder die wet as 'n stelsel wat ons oordeel nie. Ons staan nou in 'n nuwe verhouding van genade met God, deur Jesus Christus, want ons behoort aan hom, omdat ons gesterf het vir die wet. Paulus sê ook dan in vers 4, waarom ons aan Christus behoort. Daar's 'n rede, die doel waarom ons aan Christus behoort, die hele lering oor die heiligmaking, sodat ons vir God vrugte kan dra. Sodat ons vir God vrugte kan dra. En nou onthou julle daardie hele reeks wat ons gedoen het oor die saligsprekinge. Wat is die regte gesindheid waarin ons vrugte kan dra, wanneer ons dan absoluut tot op die oorsprong, die kern oopgesny is, oopgekerf is, en verstaan waar ons, in watter gesindheid ons na God toe moet kom, wanneer ons arm van gees is. Want die arme van gees kom met niks om te spog nie. Soos daardie man in die sinagoge toe hy gesê het, o God, wees my genadig, wees my sondaar genadig. Hy het nie iets gehad om oor te spog nie. Dis waar die vrug begin. As ons nog later sien hoe Paulus beskryf hoe die kerk, die oorgeplante
stam is op die oorspronklike stam. Ons is die ingeënte stam. Dan sal ons verstaan, want jy moet daai stam wat oorgeplant word so sny, so skoon sny, dat hy wel oorgeplant kan word, anders dan gaan hy nie vat nie. En dis daardie stroping van dit wat weggesny moet word, sodat ons vrugte kan dra. En dit kom nog vorentoe in Romeine. Maar dis hoe ons vrugte dra. En op Paulus, en in Romeine 6 het Paulus daardie vraag gevra, sal ons dan in die sonde bly, sodat die genade meer kan word? En ek het dit al reeds verduidelik, daar was mense wat in die Nuwe Testamentiese kerk en vandag nog rondloop, wat sê maar, as dit dan so is, dat hoe meer sonde gepleeg word, hoe meer is die genade, moet ons daarom dan meer sonde doen, sodat die genade meer kan word? Moet ons meer sonde doen, die gelowige? En sy antwoord was duidelik, een van daardie sterk uitroepe, die sterkste wat daar in die Grieks kan wees, nee, hoegenaamd nee. Romeine 6 vers 1 en 2. Maar nou kom hy met daardie oproep op 'n ander manier. Hy sê weer daardie selfde waarheid wat hy uitgeroep het op 'n ander manier. En wat hy hier dan vir ons sê is, ons is aan Christus verbind, sodat ons vrug kan dra. Hier kom ons weer by die absolute noodwendigheid. Die feit dat die gelowige nie op gelowige wees kan roem as hy nie vrug dra nie. As daar nie heiligmaking in sy lewe is nie. Ons is aan Christus verbind, sodat met die oog op, ten einde vrug vir God te dra. Dit beteken ook dat 'n lewe in Christus sigbare gevolge het. Nou, maar jy kan nie na redding aangaan in lewe soos die ongereddes nie. En wat die moderne mens nie wil erken nie, is die volgende. En dit is dat om Christen te wees, beteken dat dit van jou 'n offer vra, 'n opoffering vra. 'n Opoffering vra. Om die lewe wat jy gehaat het, op te gee, bereid wees om dit op te gee. Soos wat God jou in situasies en geleenthede plaas, waar dit van jou verwag word. Maar die kerk van ons dag wil dit nie hoor nie. Hulle wil die redding hê, maar die lewe, maar nog net so lekker. Daar is nie iets soos heilig gemaakte sonde nie. Sanctified sins, dit bestaan nie. Nie in daardie opsig nie. Ons kan nie sondig en dan dink, maar ons redding plaas so 'n skyn van redding daaroor nie. Ek noem dit 'n skyn van redding. Want vir die wêreld wat na die Christen kyk en sê, maar as jy 'n Christen is en jy lewe so, ergens is daar 'n fout. Want dis nie wat ons hoor wat in julle woord staan nie. Dis nie wat ons hoor waarvoor julle redder gesterf het nie. Hoe bring julle die kloutjie by die oor? Verstaan julle nie dat daar van julle 'n offer gevra word om die vreugdes en die genot, die genietinge van die wêreld op te gee en 'n lewe te lei wat op God en Christus gefokus is nie, op heiligmaking gefokus is nie. En jy sien, die gelowige wat so lewe, nou ek sê maar, dis nou met hierdie aanhalingstekens nie, die gelowige wat so lewe. Die gelowige wat so lewe, het nog nie by daai punt gekom waar hy besef,
daar is 'n offer, daar word 'n offer van hom gevra nie. Maar dit gaan ook verder. Dit gaan ook verder. En dit is dat hy nie waarlik die genade van God ten volle besef nie. En dit het implikasies, dat hy nie sy redding ten volle besef nie. En die verdere implikasie is dat wanneer hy dan godvrugtig lewe, nou wat 'n vrug vir God dra en so lewe, op 'n ander manier as die wêreld, is daar in daardie lewe die grootste vrede en vreugde te vind, meer as wat hy ooit in die wêreld kan vind. Want die vrede en die vreugde van die wêreld, as hy dit ondervind, het altyd die volgende oggend 'n hangover. Dat is altyd 'n naderdraai. Want daardie sonde het 'n naderdraai en dit is wat God dan gebruik om die een wat bely om 'n gelowige te wees, om te sê, maar ek gaan nou in jou lewe dinge voorskryf of toelaat, wat jou dan gaan dwing om te dink oor wie jy in Christus is. Dit is wat God dan gebruik, om te sê, ek wil jou in lyn bring met jou profesie, met wat jy bely om te wees. Terug, om in Christus te wees, beteken dat jy in 'n nuwe gesindheid lewe, 'n nuwe gehoorsaamheid, 'n nuwe liefde, 'n nuwe diens aan God. Want dit is die gevolg van God se genade wat in ons werk. En dit beteken dat God se genade in ons lewe begin werk, sodat daar vrug kan kom. Sodat daar vrug kan kom. Daarom, as daar nie vrug is nie, is daar dus 'n probleem by die hart, by die oorsprong. Kom ons gaan na vers 5. In vers 5 kontrasteer Paulus hier die nuwe lewe met die ou toestand. Want toe ons in die vlees was, het die sondige hartstogte wat deur die wet kom. Dis interessant. Paulus, want toe ons in die vlees was, het die sondige hartstogte wat deur die wet kom in ons lede gewerk om vir die dood vrug te dra. Wat sê hy hier? Deur die wet het ons die kennis van die sonde. Kom die kennis van die sonde. Maar as die wet nie daar was nie, as daar geen wet was nie, was daar geen sonde nie. Die wet definieer die sonde. Die wet beskryf die sonde. Geen wet, geen sonde. Maar die wet is daar. En omdat die wet daar is daar nou 'n definisie van sonde. En nou is ons bekend en raak ons vertroud deur waaraan ons blootgestel word aan al die dinge van die sonde. En ons kan dit definieer, want die wet het dit gedefinieer. Al daardie dinge wat die wet beskryf, is dan die definisie van sonde. Dis wat hy hier sê. Want toe ons in die vlees was, met ander woorde, onder die wet, het die sondige hartstogte wat deur die wet kom, daardie kennis van die sonde wat ons in die wet gesien het, in ons lede gewerk. Dit het toe in ons liggame gewerk, om, met watter doel? Om vir die dood vrug te dra. Om vir die dood vrug te dra. Kom ons verduidelik dit so. Voordat ons in Christus was ons in die vlees onder die heerskappy van die sondige natuur en soos dit deur die wet beskryf is. Die wet het ons sonde blootgelê. Hy het dit ontbloot, vir ons gewys, oopgesny en gesê, kyk. Maar dit kon nie ons harte verander nie. Die wet kan nie ons harte verander nie. En ons sondige natuur het teen die wet gerebelleer. Sê, ag nee, wat? Miskien is dit nie altyd so openlike rebellie nie. En ons raak al hoe slimmer en hoe ouer ons word om juist daardie rebellie bietjie goed te bedek. Maar dit is rebellie.
Maar verstaan ook goed, die wet het nie die sonde geskep nie. Maar die sondige natuur het die wet se gebod aangegryp as 'n geleentheid om te rebelleer, want hy het nou, as het ware, verstaan wat die sonde is, en hy het in sy sondige hart, het hy dit met doelbewuste rade gedoen. Die sonde is nooit toevallig nie. Verstaan dit mooi. Die sonde is doelbewus. Alle sonde is doelbewus. Al dink ons nie so nie. Ons dink so dikwels, ek het nie 'n opsie gehad nie. Ek het nie 'n keuse gehad nie. Ek moes maar saam gaan, ek moes maar saam doen, al daardie dinge. Maar elke sonde is 'n keuse. Ons moet dit verstaan. En dan is dit juist dan om te verstaan dat die gevolg van daardie ou toestand was vrugte vir die dood. Sonde lei uiteindelik tot geestelike dood en veroordeling. Dit is die tragiese werklikheid van elke mens buite Christus. Elke mens buite Christus. Dit is die werklikheid van sy of haar lewe. Bring ons by vers 6 en hier kom 'n groot verandering. Nou het Paulus verduidelik hoe dit was. Nou kom hy by die groot verandering. Maar nou, en daardie maar nou is soos daardie vorige maar nou in hoofstuk 3, wat net so 'n wonderlike mylpaal in daardie hoofstuk is, eintlik in die hele boek, en in God se genade is, daardie maar nou. As dit nie vir die maar nou's van God se woord was nie, geliefdes, was ons verlore. Maar nou, wat maar nou? Maar nou is ons ontslaaf van die wet, waardeur ons gebonde was. Waardeur ons gebonde was. Aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die gees en nie in die oudheid van die letter van die wet nie. Aangesien ons dit afgesterf het, hoekom? Omdat ons in Christus is en hy het gesterf in ons plek. Daardeur het ons die sonde afgesterf. So daardie maar nou is dan een van die wonderlike uitdrukkings in die woord. Dit wys vir ons, daar het 'n verandering plaasgevind, beslissende verandering. Ons is ontslaaf van die wet in die sin dat ons nie meer onder sy veroordelende gesag staan nie. Hoor wat ek sê, ons staan nie meer onder die veroordelende gesag van die wet nie. Hoekom? Omdat ons, soos daardie liggaam, gesterf het aan die wet. In Christus het ons aan die wet gesterf. Nou, maar nou let mooi wat Paulus dan nie sê nie. Want belangrik om het ook om te verstaan wat hy sê, maar wat hy ook nie sê nie. Paulus sê nie dat ons nou vry is om te leef soos ons wil nie. Nee, wat sê hy? Ons is vrygemaak sodat ons God en Christus kan dien. Ons is nou vrygemaak. Ons is bevry van daardie juk wat ons vasgehou het, die juk van die sonde, sodat ons nou God kan dien. So die Christelike lewe is nie wetteloosheid nie. Dit is ons nuwe gehoorsaamheid, ons nuwe mode, ons nuwe styl, ons nuwe vorm, ons nuwe gedaante, hoe jy dit ook al wil sien. Ons is dood aan die wet, ons is nou in Christus nuut. En hierdie nuwe skepping leef anders as die ou skepping. Want ons wys dat ons dood is aan die wet. Nie vrygemaak van sy veroordeling nie, onthou nou wat ek daar sê. Ek bedoel, ons is vrygemaak van sy veroordelende krag, maar ons is nog steeds in hierdie wêreld waar ons met hom te doen het. Daarom word ons dan nog heel dikwels verlei. Maar dit is omdat ons dan vergeet wie ons is en wat ons is. En dan ook omdat ons vergeet dat ons moet gehoorsaam wees aan hierdie nuwe wet wat in ons liggaam nou werk, die nuwe wet.
So die verskil lê in die bron van gehoorsaamheid. Die oudheid van die letter verwys na 'n uiterlike wettiese benadering waar iemand probeer om God se guns te verdien deur die nakoming van die reëls. Die oudheid van die letter, maar die nuutheid van die gees verwys na die innerlike geestelike gehoorsaamheid wat voortkom uit 'n hart wat deur die Heilige Gees verander is. Ons is klaar met die letter van die wet. Ons is nou in die nuutheid van die Gees. So hier kom Paulus en hier tot aan die einde van vers 6 in hoofstuk 7 wys hy dit nou vir ons duidelik. Verstaan mooi. Uit alles wat ons tot nou gesê het, geliefdes in Rome, hoor ek vir Paulus sê, verstaan mooi, julle is klaar met die oudheid van die letter. Klaar. Maar julle is nou nie in die Gees. Lewe nou in die Gees, sodat julle vir God vrug kan dra. Hoeveel duideliker kan Paulus dit dan nou nog stel? En dan sal ons verstaan, ons leef nie onder die harde stem van veroordeling van die wet nie. Ons leef nie meer onder die harde stem van die veroordeling van die wet nie. Maar ons is nou onder die barmhartige, genadige hand van ons Redder, Jesus Christus. Die barmhartige genade van ons Redder Jesus Christus. En in die nuutheid van die Gees, wat ons een met hom is, sal ons lewens vrug dra tot eer van hom. Dit sal, dit moet, dit is noodwendig so. Maar hy gee ons sy woord, hy gee ons sy Gees. Hy gee vir ons sy kerk om die woord te verduidelik, die woord te verklaar, om te sê, so moet julle dan lewe. Verstaan wie julle in Christus is. Verstaan waarvan julle vry is. Verstaan die nuwe Gees waarin jy lewe. Leef nou in daardie Gees tot eer van die Here. Dra vrug in hom. En dan sal jy daardie vrede beleef wat alle verstand te bowe gaan. Want dit is dit wat jy hier op aarde kan geniet, deelagtig kan wees. Daardie vrede ten spyte van hierdie wêreld. Ten spyte van die missiele en die bomme en die oorlog en alles wat daar in die wêreld aangaan. Ten spyte van die opstande en ten spyte van die diefstal en die korrupsie en al daardie, hoe kan ons in hierdie lewe die vrede en die vreugde hê wat ons siele begeer, alleenlik in Christus? As ons dan lewe op 'n manier wat vrug dra vir hom, dan seën hy ons. En weer eens, dit gaan nie oor die uiterlike nie, dit gaan nie dat hy jou nou die volgende dag kry jy 'n cheque in die pos van hoeveel miljoen rand jy ook al wil hê nie. Dit gaan nie oor daai goed nie. Niks met daai goed te doen nie. Dis juist die belemmeringe van die wêreld daardie, waarvan 'n mens vry moet wees in jou gees. Dit gaan oor die vrede en die vreugde wat daar in jou is, om die voorreg te hê om 'n kind van die Here te wees en om tot sy eer te lewe. Mag hy ons daartoe in staat stel. Amen. Here, U praat met ons deur U woord. In hierdie deel wat Paulus hier skryf, herinner U ons deur hom dat ons nie meer onder die veroordeling van die wet leef nie, onder die oordeel van die wet leef nie, maar onder die genadige, barmhartige hand van ons Redder, ons Heiland, ons Christus, en sy Gees wat ons meeloper, ons begeleier in hierdie wêreld is,
die woord wat vir ons die lig vir ons pad is, die lamp vir ons voet, sodat ons dan in heiligmaking kan lewe. U maak dit vir ons moontlik. Gee nou vir ons, Here, 'n gewillige gees. Gebruik hierdie waarhede wat ons gehoor het om vir ons 'n gewillige gees te gee, om ons op die pad te lei. Die pad, daar die noupoort en die smal pad, wat u vir ons gesê het, daar is nie baie wat dit vind nie. En soos wat ons aangaan in die geloof, en soos wat ons besef wat u woord vir ons leer, besef ons dit as die waarheid van die lewe. Maar mag ons deel van daardie min wees wat op die pad is. Daardie remnant, daardie oorblyfsel, wat dit ook al genoem word, Here. Maar hulle wat getrou is op die pad, wat u vir ons bepaal het. Laat hierdie waarheid diep in ons wortels skiet, o Here, is ons gebed. Laat dit vrug dra, deur die wortel in die stam van Christus, in die lood wat ons is, om vrug te dra vir God. O Here, dra in ons vrug. Is ons uitnodiging, is ons gebed, is ons pleidooi. Help ons hierin. Lei ons deur u gees en hou ons vas in Christus. Ons dankie vir u woord, u liefde, u genade, u trou. Die redding wat daar vir ons is. Die genade waaronder ons kan lewe. Die barmhartigheid van u liefde waarmee u ons omvou. Daarom is ons pleidooi, o Here, gee vir ons 'n gewillige gees tot u verheerliking. Amen. Ons gaan die laaste gesang sing. By faith